Hi almal, dis Kobus, ek hoop het gaan goed, dis die 30ste September 2025. Ek wil bietjie net met julle kom gesels soos wat die Heilige Gees my lei en dit wat op my hart is. En vir julle kom sê wat staan in die woord van God. Want die woord van God is die oppergesag, dit is die eerste en is die laaste. En ek wil begin deur om te sê dat in my hart is ek kwaad oor al hierdie klomp valsheid wat rondgegaan het in hierdie laaste 2 of 3 weke. Ek is kwaad vir die feit dat mense ons God, Koning Jesus, ons koning, tot 'n bespotting gemaak het. Ek is teleurgesteld in die feit dat mense gaan en goed sê wat nie werklik van God afkom nie. En jy weet, ons staan in die woord, as jy gaan lees in Psalm 1, dan staan daar welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie, en in die pad van die sondaars, en wat nie sit in die kring van die spotters nie. Maar wat vir my hartseer is om te gesien het van hoeveel mense loop agter hierdie valsheid aan. Weet, ek het hierdie video's van die mense gevolg in die sin van om te sien wat word gesê en wat opvallend was is van omtrent 80% van die mense wat kommentaar gelewer het hierdie valsheid ondersteun, het hierdie leuen ondersteun, het agter hierdie leuen aangehardloop dat die weggeraping sal op die 23ste en die 24ste wees. Daar is omtrent, ek wonder of waar 15 of 20% is van mense wat regtig opgestaan het en wat gesê het, dis vals, dit staan nie in die woord van God nie. En wat vir my kommerwekkend is dat die arrogansie rondom hierdie profetiese woord wat gegee was, en net om nou op die einde te kom en te sê, maar daar was toe nou nie self van God af gehoor nie, daar ander mense was gevolg gewees, hulle het agter ander mense aangehardloop. Maar wat vir my skrikwekkend is dat die 80% van die mense wat sê hulle is kinders van God, wat hierdie leuen gevolg het, is bybellesende mense, is mense wat die woord van God ken. En dan is daar tog 'n gedeelte wat ek glo van die wat hierdie stroom gevolg het, wat glad nie die woord van God ken nie. Maar wat hartseer is dat die meeste mense weet dat die dag en die uur van die koms van Jesus weet niemand nie. Maar tog kies hulle om hierdie valsheid te volg, hulle kies die leuen bo die waarheid. Hulle kies die leuen bo die woord van God. Dis half of hierdie reality check was om te sien, waar is die mense geestelik? Jy weet, daar's mense wat boodskappe na my toe gestuur het, en ek het ook 'n video gemaak, dat hierdie klomp aantuigings en goed wat gemaak is oor die wederkoms en so aan, en hy woord wat gegee het, ek het gesê dat dit vals is, en dan is daar mense wat my aangevat het en vir my gesê het, gaan kyk na hierdie sekere persoon se video's, hulle wat gered is, hulle sal weet wanneer die koms van Jesus sal wees. En jy weet, dit is so maklik om te onderskei dat dit is hoogmoed, arrogansie. Al hierdie profetiese woord wat gegee was gegee uit arrogansie. Ek meen op die einde is daar geerken dat God het nie self met die sekere persoon gepraat nie. Maar tog, toe hy die woord gegee het hy gesê dat Jesus het vir hom gesê.
Die skade wat aan God se kerk gedoen is fenomenaal. Weet, die woord van God sê dat hoogmoed kom voor die val. En hierdie was absoluut hoogmoed wat ons mee te doen gekry het. Arrogansie, en dit gaan nog steeds voort, dit nog steeds nie gestop nie. En met dit alles gesê, hierdie arrogansie dat mense, die mensdom kan dink, dat hy as mens kan God se planne probeer uitfigure. Dat hy self probeer God speel en probeer sê hoe en wat en wanneer, hoe gaan dinge gebeur, gaan my verstand te bowe. En nou, toevallig nou dat dit nie gebeur het nie, nou is die datum aangeskuif, ek dink na die 7de of die 8ste Oktober toe. Maar die arrogansie en die hoogmoed wat agter hierdie hele situasie is, rondom hierdie mense, hierdie klomp valse profete, wat sê, dat hulle weet wanneer die koms van Jesus sal wees, gaan net my verstand te bowe, dat hulle self so hoog ag, na die woord baie duidelik sê, waar Jesus self gespreek het en gesê, is nie as die engele in die hemel weet nie. Nou, ek weet van nog iemand wat homself so, of wat hom hoog geag het en gedink het, hy wil bo God wees, hy wil die plek van God inneem, en dit is Satan, en God het hom uit die hemel uitgeskop. Nou kan julle sê, mense, ek oordeel nie, want as ek moes oordeel, ek sou dit nie regverdig kon doen nie, as ek teen hierdie mense moes oordeel. Dus hoekom, die wraak kom ons nie toe nie, maar God sal met hulle deel. Maar wat ek nie kan verstaan nie, is daar's nog steeds mense, wat die suiker van hierdie klomp vals profete se lippe afeet. Nadat hulle gesien het, hierdie mense is vals, hang hulle hierdie mense nog steeds aan. Hulle volg hulle nog steeds. Nou is die waarheid nie meer die waarheid nie. Ek wil vir jou kom sê, en of jy nou daarvan hou of nie, ek gaan vir jou reguit sê, jy wat hierdie valse lering aangehang het, wat hierdie valse profete gevolg het en nog steeds volg, ek stel voor dat jy dit voor God gaan bely en vir God vra vir vergifnis, want jy het gekies om die leuen te volg en nie die woord van God nie, jy het vir God, die woord van God, vir Jesus, die Christus, verloon. En in Matteus 10 vers 32 staan daar, as julle my voor mense verloon, sal ek julle verloon voor die Vader wat in die hemel is. Ek stel voor, jy gaan bely, dat jy eerder 'n mens gevolg het, want die woord sê, hy wat 'n mens volg is vervloek. Hy wat sy vertroue in 'n mens stel is vervloek. Klomp valse leringe. Julle het 'n bespotting gemaak van ons Christendom. En weet julle wat? Die hekse en die warlocks en die sangomas, die sataniste, almal wat in darkness is, die profete in darkness, lag vir ons Christendom. Hulle lag vir hierdie klomp valse profete wat uitgegaan het en so arrogant was. En dan kom die mense sê en hulle wou niemand skade aandoen nie. Hulle het groot skade aangerig. Want môre
kan daar 'n ware profeet van God opstaan en woord met die mense wil deel. En dan gaan die mense sê, ag, hier's maar net nog 'n ou wat soos daai en daai persoon is, wat vals is. Want almal gaan onder dieselfde kam geskeer word. En tog word hulle, ek sien hierdie klomp, wat nou al hierdie klomp valse beweringe gemaak het oor die wederkoms. Laat dit nou nie genoeg is, laat hierdie woord nie uitgekom het nie. Probeer hulle self regverdig deur te sê dat God het dalk nou maar besluit om dit uit te stel. So eintlik wat hulle sê is dat toe God hulle die woord gegee het God dan nou vir hulle gelieg. Ons dien nie 'n God wat lieg nie. God haat die leuen. Maar die arrogansie van hierdie mense om te gaan praat en te sê God het gesê en hulle het nie waarlik van God af gehoor nie, gaan my verstand te bowe. Ek weet nie met wie dink hulle deel hulle, of hulle somme met 'n mens deel, of wat hy kan so hanteer nie. Hy deel hier met die allerhoogste God. En hulle maak asof dit sommer maar net, ag, ek het nou geflop, dis nou, ag, is maar alright. Maar weet jy wat, hulle kry al die aandag vir al die verkeerde redes. En nou kom hulle en hulle probeer hulle self regverdig en sê, ja, maar dit was 'n wekroep gewees, en so baie mense het hulle harte vir Jesus gegee. Baie mense het hulle harte vir Jesus gegee, uit vrees uit. Nou kom wat ek nou vir jou sê. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde. Daar waar vrees is, daar wandel die Satan. Satan operate met vrees. En nou probeer hulle regverdig en sê dat hierdie mense het hulle harte vir Jesus gegee, en met watse gesindheid het hierdie mense hulle harte vir Jesus gegee. Daar is dalk 'n paar wat met opregtheid hulle harte vir Jesus gegee het en wat weer op die pad gekom het. Maar die meerderheid, ek gaan jou sê hoekom vra ek dit, want die woord sê in Jeremia dat God toets die harte. Met watse gesindheid het hulle dit gedoen? Uit sy selfsugtige begeertes uit, dat jy gou net kan kry wat jy wil hê, dat jy net nie moet agterbly nie, dat jy dit gou kan maak. As jy het met daai rede gedoen het, verkeerde gesindheid. Mense, ek is teleurgesteld om te sien dat soveel mense agter die leuen aangehardloop het. En weet julle wat, nou, my vraag is net dit. Hierdie was dalk kleinskaalse misleiding, as ek dit so mag sê. Wat eintlik 'n groot ding was, maar wat ek wil by uitkom. Jy wat jouself 'n Christen noem, wat gaan jy doen wanneer die grootskaalse misleiding kom? Wat gaan jy doen wanneer die anti-Christ in die tempel sit en hy sê hy is die Christus? Dan gaan jy soos die res van al die skape ook so aanhardloop, slagpale toe. En die leuen glo. Want die misleiding gaan al hoe erger word. Dit gaan nie minder word nie. Maar as jy nie eens nou kon onderskei tussen wat is reg en verkeerd, tussen dag en nag, tussen lig en duisternis, tussen die woord van God, wat in die woord van God staan, en wat deur 'n valse profeet gesê word nie, hoe gaan jy vas staan wanneer die verdrukking daar is, of wanneer jy moet kies tussen reg en verkeerd? Hoe gaan jy vas staan in jou geloof, as jy nie eens nou jou voet
kan neersit en opstaan vir Jesus Christus, vir die waarheid wat in die woord van God staan nie. Nie verdraaide waarheid nie, dit wat in die woord van God staan. As die woord van God sê, niemand weet die dag en die uur nie, wie is jy as mens om te wil gaan en te sê dit is nie so nie, jy kan dit uitfigure. En toe die leuen kom, toe hardloop almal agter die leuen aan. 80%, 90%. En dit het my net laat besef. Wyd is die poort wat na die verderf lei. Maar nou is die poort wat na geregtigheid lei. En tog is dit God se wil dat almal gered moet word. Maar ek wil vir jou kom sê vandag, jy gaan moet wakker word. Jy kan nie agter elke tweede ou aan hardloop wat kom valse profeseë uitspreek nie. Jy moet onderskeiding kry, jy moet wysheid kry. Jy gaan dit van God moet bid. Jy gaan vir God moet vra om jou toe te rus vir die tyd wat ons besig is om in te gaan. Want as jy nie onderskeiding gaan hê tussen die leuen en die waarheid nie, gaan jy dit nie maak nie. En glo vir my, God is baie lief vir ons mense. Hy wil hê dat elke een moet gered word. Was hierdie 'n wake-up call? Was vir my 'n wake-up call om te sien, geestelik, op watter vlak die meeste Christene is. En daar's baie werk wat gedoen moet word. Baie werk. Dit is eintlik hartseer om te sien, dit is teleurstellend om te sien, dat daar soveel mense is, wat nie bereid is om op te staan, vir dit wat reg is en wat regverdig is nie. Maar ek weet, God is 'n God van regverdigheid, hy is 'n God van restaurasie, hy sal restaurasie bring. En ek wil vir elke een kom sê, elke een wat bedien, wat in die bediening is, die evangeliste, die pastore, die dominees wat se harte brand om die koninkryk van God te verkondig. Dis nou die tyd om nog harder te stoot. Dis nou die tyd om saam te staan in die koninkryk, die evangelie van Jesus Christus, dan te gaan verkondig soos nog nooit ooit tevore nie. Jy weet, vir die wat nie weet nie, daar's 'n wetgewing wat ingebring wil word, wat ons evangeliste en ensovoorts te wil keer om nie meer te gaan om te bedien nie. So ons gaan almal moet geregistreer word, soos ek dit reg verstaan, ek mag verkeerd wees, ons moet geregistreer word deur 'n organisasie, en deur daai organisasie word ons dan by die staat geregistreer. En dan is dit 'n kwessie van, lyk my, as jy dit nie gaan doen nie, en jy doen dit nie, en jy registreer nie, en jy bedien of wat ook al, kan hulle jou in die tronk sit. Nou hierdie hele episodiekie wat nou hier gebeur het, rondom die wegraping, en rondom hierdie valse profeseë wat uitgegaan het, tel nie in ons wat in die bediening is, se guns nie. Dit tel teen ons. Want daai vrou wat hierdie wetgewing wil inbring, het baie duidelik gesê, dat hierdie mense wat sê hulle hoor van God af, hulle hoort in 'n inrigting, want God kan nie met jou praat nie. En toe bars hierdie bom. Hierdie hele situasie, verdeeldheid gebring tussen baie mense,
verdeeldheid gebring in die kerk. En weet julle wat, Satan sit agteroor en lag vir God se kinders. Hy lag vir God se kinders. Want ons sit met 'n klomp mense, wat 'n klomp draadsitters is, wat nie kan kies tussen wat is reg en wat is verkeerd nie. Hulle kan nie kies tussen die woord van God en die leuen nie. Ek kom vra vir elke een van julle, vir die tye wat ons ingaan, en glo vir my, daar is regtig mense daar buite, wat se hart en hulle passie dit is, om siele te wen vir die koninkryk van God. Moet asseblief nie gaan en almal onder dieselfde kam skeer nie. Ek wil afsluit met dit en ek wil vir julle sê, onthou, 'n boom word aan sy vrugte geken. Gaan kyk na die vrugte van hierdie vals profete en gaan kyk na die vrugte van die ware profete van God. Daar is mense en daar is profete wat opstaan, wat waarlik van God afhoor. Mense, kom ons bid saam, kom ons tree in vir hierdie tye wat ons ingaan, dat die mense op 'n plek kan kom waar hulle God sal kies. Nie klomp valse leringe nie, dat hulle sal hou by die woord van God. Want uit alles hierdie wat ek gesien het, was dit so duidelik, dat baie weet nie wat in die woord van God staan nie. Mense, baie seën, en ek kom bid vir elke een van julle. Ek bid dat die vuur en die krag van die Heilige Gees julle elkeen sal aanraak nou. Ek kom spreek lewe oor julle. Ek kom spreek, Vader, ek kom pleit in die naam van Jesus, dat U vir elke persoon wat na hierdie video kyk, dat U vir hulle onderskeiding sal gee, dat U hulle wysheid sal gee, om die regte keuses te maak en die leuen te kan identifiseer in die naam van Jesus Christus. Mense, baie seën vir julle. In die naam, vir alle name, die naam van ons Koning Jesus Christus. Amen.